Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand. Hierdie is Straatwys, my naam is Dion Loos. Die laaste ruk hoor ek weer twee slagspreuke. Die een sê, good guys finish last, en die ander een sê, no good deed goes unpunished. Nou laat dit vir so 'n oombliekie bietjie by jou insink. Dis snaaks om ons sulke goeters hoor, ons lag daaroor en ons bespreek dit, en dan sonder dat ons dit baie keer besef, begin dit vir ons 'n waarheid word. Dit word 'n innerlike reëlboek, 'n onbewuste strategie hoe om die lewe te leef. Nou as dit waar is dat good guys laaste kom, wat sê dit vir jou brein? Wat gebeur in jou brein? Dit sê, moenie te goed wees vir ander mense nie, moenie te sag wees nie, moenie te eerlik wees nie, want anders gaan jy verloor. En as no good deed goes unpunished, waar is, wat sê dit? Dit sê, moenie uit jou pad uit gaan vir ander mense nie, moenie help nie, moenie gee nie, want jy gaan daarvoor 'n prys betaal. Nou wag 'n bietjie. Vra jouself die vraag af, is dit Bybelse wysheid of is dit die ego wat praat? Want die ego hou nie van verloor nie, die ego hou nie van punishment nie, die ego hou nie daarvan om tweede te kom nie. Die ego wil wen, punt en klaar. Nou hier is die kruk van daardie twee slagspreuke. Dit gaan oor die uiteinde van wat jou houding en jou ingesteldheid in die lewe vir jou bewerkstellig. Dit vra, wie het gewen, wie het verloor, wie het seer gekry en wie het bo uitgekom. Maar wie het ooit besluit dat dit en hierdie spreekwoorde die maatstaf moet wees? Want ek ken baie good guys wat ongelooflike wenne in hulle lewens het en verskriklik gelukkig is. Ek sien baie mense wat goed doen aan ander mense en nie daarvoor gestraf word of 'n prys betaal nie. Partykeer natuurlik word goedheid misbruik. Ja, partykeer kry jy 'n klap terug, maar om dit as 'n universele waarheid te verklaar, dis 'n bietjie dramaties, né? Kom ons vat dit so klein bietjie dieper. As jy 'n good guy is, maar jou doel is op die einde van die dag dat jy wil wen, dan doen jy nie regtig goed nie. Jy is strategies, jy is goed vir 'n beloning en jy wag daarvoor. Jy is goed sodat jy kan uitkom en bo kan uitkom, bo ander mense. Nou dis nie edel nie, dis transaksioneel. Hoe Christelik is dit? Nou ek lees in die Bybel van 'n baie besonderse persoon, van Jesus. 'n all-in-all good guy. Hy het goeie dade gedoen, hy was sag, hy het mense gesond gemaak, hy het vergewe, hy het gevoed, hy het lief gehad, hy het die ander wang gedraai. As jy deur die lens van die ego kyk, dan kan jy wel sê, ja, maar onthou een ding, kyk hoe dit vir hom geëindig, hulle het hom gekruisig. Maar was sy lewe en het dit ooit gegaan oor wen? Was sy motief sy ego, of het dit oor iets groter gegaan, 'n groter roeping? Matteus 16 vers 26 sê Jesus, want wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld wen, maar aan sy siel skade ly? Dis 'n massiewe vraag. Wat help dit jy wen? Wat help dit jy kom eerste? Wat help dit jy die grootste platform, die meeste geld, die hardste stem, maar jou hart en jou siel is leeg? En dan lees ons in 1 Korintiërs 13 vers 1, wat sê, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie die liefde nie, dan is ek 'n galmende simbaal. Met ander woorde, harde geraas, geen diepte nie, net 'n ego wat ekhou. Ons hou daarvan om wenners op die hemel en op troontjies te plaas. In die Champions of Industry plaas ons van influencers, mense wat ons daar opkyk, die ou met die grootste wapen en die meeste medaljes. Maar baie van daai medaljes is ego-medaljes. Hulle blink, maar hulle red nie daardie persoon se siel nie. En hoor my mooi, dit gaan nie hier oor om swak of naïef te wees nie, dit gaan oor jou motief. As jy goed doen om te wen, is jy steeds in die spel van die ego. As jy goed doen omdat dit jou roeping is, dis 'n heeltemal 'n ander ballgame. Ons praat baie oor Christendom en ja, mense raak soms ongemaklik ook as ek oosterse wyshede aanhaal. Maar wysheid is wysheid. Die vraag is, bou dit jou hart en jou siel of blaas dit net jou ego op? Is good guys finish last wysheid? Of is dit net 'n verdedigingsmeganisme en 'n verskoning sodat jy nie hoef seer te kry nie? Baie van ons grootste seer kom nie van verloor nie, dit kom van wen, maar op 'n verkeerde manier en met die verkeerde motief. Jy kry wat jy wil hê, jy klim bo uit en jy bewys jou punt, maar iewers langs die pad het jy jouself verloor of die mense om jou. Is ons nie dalk hier besig met 'n ander soort skat wat ons bymekaar moet maak nie?
Jesus praat in Matteus 6 oor skatte in die hemel, nie as 'n sprokiesbeloning nie, maar as 'n manier van leef, sag, eerbaar, getrou, liefdevol, vir mekaar daar wees. Is die objek van Christendom nie juis om goed te wees nie, nie om te wen nie, nie om 'n beloning te kry nie, maar omdat dit jou roeping is nie? Jesus, toe hy aangekla is, het nie teruggeveg nie. Hy het stil gebly, al het hy al die mag in hom gehad. Hy het vergewe, selfs tot aan die kruis. As die maatstaf wen was, dan kan jy sê, het hy dalk verloor. Maar as die maatstaf liefde en gehoorsaamheid teenoor sy doelwit en sy roeping was, dan het hy ongelooflik oorwin. Miskien moet ons ophou vra, gaan ek wen? En begin vra, word ek meer liefdevol? Wie is die good guy? Nie omdat dit jou ego voed nie, maar omdat dit jou siel vorm. Doen die sagte ding. Help die persoon wat nie kan terugbetaal nie. Sê eers jy's jammer, selfs al is iemand verkeerd of dink jy hulle is verkeerd. Vergewe, al is daar nie applous nie, of al dink jy is reg. Dis nie swakheid nie, dis krag sonder fanfare. Mag sonder geraas, wen sonder medaljes. En dalk net dalk is dit die enigste wen wat regtig tel en wat hierdie wêreld van ons op hierdie stadium nodig het, is mense wat so leef. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap. Mooi loop.